as die derde persoon van God die enig, is God die Heilige Gees 'n baie belangrike realiteit in die lewens van Christene. Dit is nie omdat ek so sê nie, broer en suster, maar dis omdat die Bybel vir ons dit baie duidelik uitwys. En hierdie week het ons by wyse van ons Pinksterreeks stil gestaan by die werk van die Heilige Gees in die Ou en in die Nuwe Testament. En vanoggend dan gaan ons vir u ten slotte uitwys hoe die Heilige Gees instrumenteel, deurslaggewend, baie bepalend in ons lewe is wat betref my lewenskwaliteit, hoe gelukkig ek is met die lewe, hoe die lewe vir my die moeite werd is, wat die lewe vir my bied, wat ek reg kry in die lewe. Ons as mens is geskape met 'n inherente doel, 'n inherente behoefte dat my lewe saak maak, dat ek 'n merk maak, dat ek 'n verskil maak in iemand se lewens. Vanaf hoofstuk 1 van die Nuwe Testament, broers en susters, is die Heilige Gees aan die werk. Net soos in die Ou Testament, Genesis 1. Daar sien ons dan die Heilige Gees die maagdelike geboorte van Jesus bewerkstellig. En waar in die Ou Testament die Heilige Gees net daar was, uitgestort is, werkend was in Israel se leiers, verander alles met die intrapslag in die Nuwe Testament totale al. Die Heilige Gees kom skielik en dit word by gewone mense word dit uitgestort. Maria, haar man Josef, Johannes die Doper, sy ouers Sagaria en Elisabeth. Almal van hulle uit die bloute het die Heilige Gees gekry. 'n Heeltemal nuwe hoofstuk. Veral as ons gaan kyk na ons eerste skrifgedeelte vanoggend, Lukas 11 vers 13. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal die Heilige Gees, sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hom, aan hulle wat hom vra. Totaal 'n wending, absoluut 'n totale wending in vertrek van die Ou Testament se realiteite. En dis met ander woorde die tradisie van die mense wat na Jesus geluister het. Nys vir almal daar. Jy hoef net te vra om die Heilige Gees te kry. Hoekom sou iemand vra vir die Heilige Gees, my broer en suster? Wat sou ek nou sê is die rede hoekom ek nou die Heilige Gees wil hê in my lewe? Jesus is baie duidelik daaroor. Hy begin by sy disippels, hy vertel vir hulle die Heilige Gees is julle helper, hy's daar om julle by te staan. Hy vertel vir hulle dat wanneer ek weg is, dat dit hulle later agtergekom sal hulle weer herinner word aan wat Jesus gesê het deur die werk van die Heilige Gees. Hulle moes die eerste gemeente, moes hulle begin. Hulle moes dit bestuur. Petrus moes die dominee wees. Wat sê hulle van daai Jode? Die Jode wat niks geweet het wat Jesus vir hulle gesê het, vir die disippels gesê het, vir die 12 apostels gesê het nie. Hulle moes 'n nuwe godsdienst vestig en daarom moes Petrus preek daaroor. Wat glo ons? Wat glo ons nie? Hoe glo ons anders? Wat het gebeur wat nou verskillend is van almal van ons as Jode se godsdienst, né? Vandag staan dit bekend as die Judaïsme. Jode se godsdienst staan bekend as die Judaïsme. Bestaan in die Ou Testament en baie boeke oor wat deur die eeue Joodse dominees geskryf het oor al daardie wette van die Ou Testament. Hoekom help die Heilige Gees ons? Hoe sê hy help ons deur die aanslag van die duiwel in ons lewe te staan? Yes, ons kan baie meer daarmee te doen. Boeta, jy sal nie glo hoe dominees as lidmate by hulle uitkom. Een ding wat algemeen is aan almal wat by 'n predikant uitkom vir berading of hulp is leuns. Jy sal nie glo hoeveel leuns in mense lewe nie. Mense aanvaar goed wat hulle van hou, maar dis nie noodwendig die waarheid nie. Daarom in lewens is ons as mense beperk. Ek weet in my lewe net soveel op hierdie aarde wat te wete is. Nee, daar is soveel kennis in hierdie wêreld. Ek het net 'n klein bietjie daarvan inpag. Maar 'n klomp goed kom klop aan die deur van my lewe en dan moet ek weet wat aangaan. Daarom sukkel ouers altyd met die realiteite van hulle kinders se lewe, want dit is nuwe goed. Die duiwel lieg vir mense onophoudelik in hulle koppe.
Christene en nie Christene, daar help die Heilige Gees vir my, nee, hy sal vir my onrustig maak, is nie so nie, dis so. Daarom noem die Jesus die Heilige Gees genoem die Gees van waarheid. Ek het waarheid nodig. Ek het waarheid nodig in terme van waar ek is in die lewe. Ek het waarheid nodig in terme van hoe 'n persoon ek is. Weet jy hoe die duiwel Christene devalueer? Ek praat juist nou met ons belydensklas kinders oor jou selfbeeld. Boeta, as daar nou 'n ding is wat skade aanrig in gesinne. Hoeveel mans en vrouens kom by dominees aan en wanneer jy met hulle berading, dan vind jy uit een van hulle sit met 'n verskriklike las van 'n negatiewe selfbeeld wat kom deur uit die ouerhuis. Net iets wat pa en ma eenmal gesê het. Ons sit met 'n klomp leuns. Die Bybel moet vir ons help. Die Heilige Gees is ook in die tweede plek, broers en susters, God die Vader in Jesus se persoon by ons. My ervaring, my bewuswording, my beskrywing van my verhouding met die Here, kan jy nie losmaak van die Heilige Gees nie. Hy is die een wat my help, hy is die een wat my daar bring, hy is die een wat dit oordra. Kom ons kyk na Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte verlede tyd uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee word. Dis hy wat vir my sê, jy's 'n Christen. Die Here weet van jou, hy ken jou. En die kosbaarste van alles, liefde. Liefde nommer 1. Ons kom net nou by die vrug van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk in my lewe. Liefde. Liefde is een van die wonderlikste dinge wat jy ooit kan hoor, my broers en susters, is wanneer die Here vir jou sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Daai stem van die Heilige Gees. Jy sal hom leer ken. Dit klink baie soos die stem. Dis nie 'n stem wat jy hoor nie. Ons praat maar van 'n stem. Dit klink baie soos jou ervaring van, ek moet iets doen. Of jy werk by die huis op 'n naweek en skielik kom jy agter, ek is honger. Vrou, wanneer eet ons? Manlief, wanneer eet ons? Daai gewaarwording, ek is honger, ek is moeg. Dis dieselfde tipe gewaarwording van die Heilige Gees, maar daar's 'n ander kwaliteit by. Daar's 'n ander gewig by. Daar's 'n ander realiteit by. Dis as dit by jou kom, dan is dit groot. Ek is lief vir jou. Romeine 5 vers 5. Romeine 8 vers 2. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee. Ons kry ons lewe van Jesus af. Wat se lewe? Lewe hier binnekant. Hoeveel lewe jy? Lewe, nie bestaan nie, lewe. Wat is die kwaliteit van jou lewe? Wat sal jy graag meer van wil hê? Wat sal jy graag minder van wil hê? Lewe. Die lewe wat ons uit Jesus deur die Heilige Gees het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dis 'n lang argument, broers en susters. Romeine 8. Romeine is verdoemenis die kosbaarste boek in die hele Nuwe Testament, want dit sit die Christelike basis leerstellings wat ons Christene maak, die Christelike godsdienst, sit dit vir jou uiteen. En wat Paulus lank oor ophaper. Hy sê vir jou voor die Heilige Gees is jy vas aan die wet van die sonde en die dood. Wet is, dit gebeur. Ons is vas aan die wet van die sonde, bedoelende, ek kan maak wat ek wil, ek kom nie weg van sonde nie. Ek kom nie weg van sonde nie. Dis onmoontlik. Ons het 'n sondige natuur, en hierdie sondige natuur produseer gedurig sonde. Kyk maar vanaand as jy na televisie kyk, en jy kyk na die advertensies. As hy, goeie oefeningkie om agter te kom, waar kom sonde in jou lewe? Dis die wet van sonde. Ek is vrygemaak van daai wet. Dis een van die wonderlikste goed in die lewe, in 'n mens se lewe, broer en suster, wanneer jy vrygemaak kan word van goed. En dis waar die Heilige Gees begin met my lewe. Ek was by hep gewees, ek kan nie glo dit gedoen nie. Ek was by hep gewees met bodybuilding, bodybuilding. Fooi toch. Ek wou nou 'n gespierde lyf hê, maar hier binnekant was dit
vrot gewees. Ek wou uiterlik mooi lyk, maar hier binnekant was dit vrot gewees. Vrygemaak daarvan, vrygemaak van ongeduld. So maak jy jou vry. Met ander woorde, ek is vry van daai wet. Die Heilige Gees het gekom om my vry te maak. Waarvan? Wat jy ook al van vry wil wees. Ons praat van sonde en sondebande. As ek gedurig jok, doen my nie, ek het 'n probleem met jok gedurig. Dis sondebande. Dis 'n spesifieke sonde wat in my lewe vasgekop het en dit hou aan gebeur in my lewe. Of iemand anders wat sê ek begeer die hele tyd doen nie. Dis sondebande. Ons almal het sonde wat ons nou en dan doen, nou en dan. Maar dis nie 'n sondebande deur 'n gedurig in my lewe voorkom nie. Dis waarvan ons vry is. Vrygemaak. Hierdie derde persoon van die drie-eenigheid, God die Heilige Gees, is 'n baie belangrike realiteit, broer en suster. En hierdie week het ons gesien juis wat hy doen. Ekskuus, ek is by die verkeerde bladsy. Vry. Hier sien ons die Heilige Gees is ons helper. Hy gee die Here se liefde vir ons deur, hy maak ons vry van sondebande, dit wat my pla, dit wat my laat vasdraai. En dan as ek by Romeine 8 vers 9, onderaan, julle daarin teen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Die inwonende Heilige Gees maak my 'n Christen. Want dis waaroor Jesus gekom het om vir my te sterf en te betaal vir my sonde. Is dat God in my kan bly. Broers, dit die hele Bybel lees ons van geslag na geslag mense wat nie kon wegkom van sonde nie, al het hulle Israel se 613 wette gehou. Paulus was een. Nee, en destyds se plan was, wanneer jy hemel toe gaan, Ou Testament tyd, as jy Israeliet was, as jy die Here se wette getrou nagekom het, jy het gereeld by die tempel opgedaag, die kerk, en dan het jy 'n dier gevat, of as jy arm is, 'n duifie om doodgemaak te word, daai diertjie het betaal vir jou sondes. En toe Paulus sien wat hier in sy kop aangaan, terwyl die perd so trots was op sy goddelikheid, wat hy het als nagekom, toe sê hy, o Griet, al daai goed wat ek gedoen het, is gemors. Hy het 'n sterk woord gebruik. Omdat hier binne het ek hulp nodig. Hier in my kop en hier in my hart. En hoe kan die Here regtig vir my lief wees, as hy nie vir my daar kan help? En dit is die punt van die Heilige Gees. Hy weet alles wat ek dink en voel. En daar wil hy vir my help. Wat ons juist kinders van God maak, is die innerlike Here, die Heilige Gees. Ek is by 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggame wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julle self behoort nie. 'n Tempel is 'n plek, soos 'n kerk, waar God aanbid word. Hier is die plek waar ek God aanbid, deur dit wat ek sê, dit wat ek dink, dit wat ek bid. En omdat hy binnekant in my bly, soos hy binnekant in hierdie gebou is my liggaam 'n tempel. Dis waar die Here is. Hy's teenwoordig, hy's altyd daar. Kan nooit vir die Here sê, waar is jy, Here? Kan nooit vir die Here sê, Here, jy weet nie waartoe ek gaan nie. Jesus is deur alles op hierdie aarde. Die Bybel sê, hy's in alles, is hy versoek my broer, suster, sonder sonde, sodat hy met ons kan identifiseer. Hy kan met ons simpatiseer. Jesus tree in vir ons by die Vader, wanneer ons aangeval word deur die beskuldigings van die duiwel. Dan sê Jesus, ek weet hoe elkeen van my kinders voel. Ek weet hoe hulle voel. Hier kry ons die duidelikste Bybelvers oor die Heilige Gees wat inwoon in ons liggame. Ons kontak met die Heilige Gees, waar ons bid, waar ons met die Here hier binne ons verhouding het. 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 9. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. In 1 Korintiërs 12 kry ons presente. Ons leer daar dat die Heilige Gees
vir almal van ons gawes gee wat hier in die kerk by die bazaar as ons beplan. Alle kerkaktiwiteite gee die Heilige Gees vir elke lidmaat 'n geskenk, 'n gawe. Vers 8, aan die een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee. Ons kom by mekaar en ons beplan oor die bazaar. En skielik is daar 'n ingewing van iemand. En ons almal dink ons ja, dis 'n goeie idee. Dis wysheid. Dit kom van die Heilige Gees af. Aan die ander word 'n woord van kennis gegee. Kennis is inligting. Broers, wat van so en so en so en so en so. Goeie, ons het nooit daaraan gedink nie, né? Heilige Gees se werk. Aan die ander kant geloof deur die Heilige Gees. Broers, ons hou besaak, ons moet die Here vertrou met wat ons gaan maak. Ons vertrou hom in alles. Dit is die Gees se gawes aan lidmate in lidmate verband, wanneer ons as kerk werk en saamwerk. 2 Korintiërs 1 vers 22. Wat ons ook verseël en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. Ek wil net wys op die Gees se verseëling. Elkeen van ons is verseël, bedoelende ons is eiendom, ons behoort aan die Here. Die Here het elkeen van julle het hy op sy gesit, nie weg van jou werk of jou huis of wat ook al nie, bloot op sy gesit geestelik vir die Here. Jy's daar as 'n ontvanger van die Here se geliefde, sy genade, sy hulp, sy bystand, sy antwoorde, sy beskerming, sy seëning. Ons is gereserveer vir die Here se doel. Ons word daardeur deur die Gees so verseël as eiendom en as waarborg. Dis jou waarborg. Dis my absolute waarborg wat ek het, dat ek 'n kind van die Here is. En dan die baie belangrike Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die vrug van die Gees, net een, nie vrugte nie, net een. Alhoewel die Heilige Gees doen alles. Alles is een vrug. Gee die Heilige Gees vir my daai goed. En ek kan eintlik net hier stop. Dit is hoe die Here ons lewe aanvul. Wanneer ek nie liefde het vir iemand nie, by die werk, waar doen jy, jy weet net nie. Jy weet net nie. Daar by die werk is net 'n kwessie van verdra. Ons is ver van liefde af. Dan kom die Here in die Heilige Gees en hy gee vir my liefde. Hy gee my liefde wat sy liefde is, nie myne nie. Ek het wonderlike ervarings gehad, ek voel al sleg, ek herhaal te veel goed vir dieselfde 2 keer en 3 keer en 4 keer vir julle sê nie, maar die Here het vir my liefde gegee, waar ek nie insig gehad het nie. Ek gee die een voorbeeld, ek het al vir julle genoem, toe ek vir 'n jaar lank vir 'n dominee gestudeer het, die geld opgeraak, toe gaan werk ek by my swaar se woonstelkomplekse van 'n Bilpark. Hy koop die kompleks, nuwe plek, hy sê vir kom bestuur die plek vir my. En reg rondom die muur wat om die kompleks loop, is daar so 'n pragtige grasperkie, mooi versorg en alles, hoor. Behalwe die paadjie wat die mense dwars oor die gras, dan loop jy die gras dood. Dan is dit nader net 'n modderstrook. En ek dink, wag, kyk, kom ons probeer. Ek vind toe uit wat 'n taal praat die mense en ek maak vir my 'n bordjie in hulle taal met 2 penne en dan sit ons so bo die kortpad paadjie by die mense uitgeloop het. Moet asseblief nie op die gras loop. Nou sit ek in my woonstel op vroegoggend, nou kyk wat doen die mense, hier kom die mense. Kom ons op by die bordjie, staan ons stop, daai kant om, verder af in die paadjie. Aan die een kom ons by die bordjie, hierdie kant om, weer af in die paadjie. Ek dink myself, nou wat moet ek nou doen? En toe kom dit net by my. Dit is net boem, dis daar. Hierdie mense wat van die lokasies afkom, het nie grasperke nie. Wat 'n kans is daar dat hulle ouers hulle geleer het, moenie op die gras loop nie, want daar is nie gras om op te loop nie. En toe vat hy my lokasies toe. Hele paar keer in die lokasies beland.
En daar's net grond en gate. Potholes. Dis hulle wêreld. En toe ek dit sien, toe verstaan ek. Maar toe het ek nog nie liefde nie. Toe gee die Here net vir my in liefde. Toe voel ek net vir daai mense ongelooflik jammer. Ek sê vir myself, Here, dankie dat ek die voorreg het om goed te geleer het wat ander mense nie het. Dis 'n voorreg. Dankie daarvoor. En van daai staaf, van daai oomblik af, kyk ek anders na mense wanneer hulle goed nie doen nie. Die Here help elke slag my sê, onthou, waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? En dit het die Here met almal van ons werk. Hy help vir my om te wys in my lewe wat my vrou nie mal oor is nie, of my man nie baie van hou nie. Waar kom dit vandaan? En so kry ons die Here se liefde. Die Here se liefde wat omgee, die Here se liefde wat 'n oorsaak kry, en die Here se liefde wat simpatiseer in plaas van om vingers te wys. Ek het dit nodig gehad. Ek het te maklik vingers gewys. En so gee die Here vir ons sy blydskap. Wanneer ek dit nie het nie, en wanneer ek dit nie kan kry nie. En wanneer ek dit net nodig het. Wanneer ek vreugde nodig het in my lewe, en als verdamp soos mis voor die son, en waar kry ek vreugde in my lewe? Gee die Here vir my vrede. Vandag se mense, broer en suster, dink ek is baie minder vredevol as 60, 50, 70 jaar gelede. Ons lewe is gejaag. Daar is soveel eise aan ons lewe. Die tyd wanneer jy op 'n plaas 'n rustige lewe bestaan gemaak het, is baie paar honderd jaar gelede al verby. Vrede. Hoekom maak die farmaseutiese bedryf so baie geld? Dis die mense wat pille maak. Daar's pille wat hulle jou kan gee dat jou meer vredevol laat voel. Vrede. En so kan ons aangaan op die lysie. Alles wat ek nodig het, gee die Here vir my. En dit kos my niks. Ek haas my. Efesiërs 6 vers 17. Ons is by die wapenrusting van die Here. Dra ook die helm van verlossing bo op jou kop, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die swaard van die Gees, nie myne nie. Ons is baie gou met ons eie swaarde, nee. Dan sny ons links en regs en ons maak seer. Die swaard van die Gees is die swaard van die waarheid. Die waarheid. Ek het waarheid nodig wanneer iemand teenoor my leuns verkondig. In liefde moet ek waarheid uitdeel. Ek verdedig myself, die swaard verdedig deur die waarheid van die Gees. Ek moet baie keer aanval met die swaard deur die waarheid van die Gees. Dominees doen dit elke Sondag. Dan reik ek uit na jou toe met die swaard van die Gees, die waarheid wat vir jou in jou lewe 'n verskil kan maak. Die verskil wat die Here wil maak in jou lewe. Ek sluit af. 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons is terug by die vrug van die Gees. Wanneer vreesagtigheid daar kom, dan sê ek, Here, dis nie my lot nie. Waar gesien dat ek moet bang wees vir iets? Ek weier om bang te wees, want dis nie wat van U afkom in my lewe. Die Here gee vir my dit wat ek nodig het, die teenoorgestelde van vrees. Die Pinksterfees brood vandag as die viering van die uitstorting van die Heilige Gees meer as 2000 jaar gelede, die geboorte van die eerste gemeente, en vanoggend ook die viering dat die Heilige Gees vir ons daar is. Ek hoef net te vra, Here, kom maak 'n verskil in my lewe. Maak my lewe 'n beter lewe. Ek het nog nooit iemand ontmoet wie se lewe sodanig is, dat die persoon vir my kan sê, Dominee, ek is 100% gelukkig my lewe net soos dit is. Dan maak jy vrede met goed, wat die Here nie vrede maak. Dan aanvaar jy negatiewe goed in jou lewe wat die Here nie aanvaar. Dis goed wat hy uit jou lewe uit wil hê en verander. Die Here wil vir ons soveel waarde toevoeg, my broer en suster. Die vrug van die Gees is waarde. Dink net as jy alles daarvan het, hoe jou lewe nie beter daar gaan uitsien nie. Liefde,
blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dan kan ons help waar ander hulp nodig het. Dan kan ons gee, want daar word gegee vir ons, nie om dit te hou nie, maar om dit uit te deel aan ander. Dan kan ons vir ander gee en hulle kan vir ons vra, hoe is jy so geduldig in hierdie situasie? Hoe kry jy dit reg om selfbeheersing so uit te oefen by hierdie werk wat soveel veg van 'n mens se selfbeheersing? Klink dit bekend? Amen. Hemelse Vader, Here, baie dankie. Ons bid vir die Heilige Gees in elkeen van ons lewens, dat U vir ons daai behoefte sal gee, dat U vir ons sal wys hoe ons lewe beter is met die vrug van die Gees. Wat 'n verskil U liefde en U blydskap, U selfbeheersing, U vrede, geduld, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, wat dit nie als gaan maak in my lewe en in my verhouding met my man en my vrou en my kinders. Dat ek vir hulle daai voorbeeld kan stel, dat hulle kan agterkom, mamma en pappa het verander. Ek wil ook hê wat mamma en pappa het. Ons vra dit vir U in Jesus se naam. Amen.